Okay guys, breaking news. It looks like something big could be about to happen in the US, but we don't know what exactly it is yet. So the Washington Post just reported that Pete Hegseth, the US Secretary of War, just ordered a rare and urgent meeting of almost every single senior US official, military official from around the world. Now, reports state that a meeting of this size and its urgency is not just rare, but it might be unprecedented. Now, what they will be discussing, or even why they are being called in to Virginia next week, is unknown. But also just a couple of hours ago, the deputy director of the FBI just tweeted, "God bless America," and to all those who defend her. And then, just to make the situation even crazier, this also comes as the US is facing a potential government shutdown because of a standoff with congressional Democrats over federal funding. On top of that, because of this potential, the White House is now threatening mass firings if there is a government shutdown. So, yeah, it's all freaking going off, but I guess we could have a busy week next week. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou vinnige uittreksel gesien van gebeure in die nuus in Amerika. Baie bespiegel en sê dat dit is die grootste of die eerste in die geskiedenis van Amerika waar die sekretaris van oorlog, sekretaris-generaal van oorlog, soos Trump dit hernoem het, van die Secretary of Defense na Secretary of War. So die sekretaris-generaal Pete Hegseth van Amerika, waar hy nou al die generaals oor die hele wêreld, al hulle basisse, operasioneel of nie operasioneel nie, bo die rang van brigadier-generaal, moet volgende Dinsdag aanmeld vir 'n noodberaad, 'n noodvergadering, 'n noodkonferensie, noem dit wat u wil, in Virginia, in die Quantico Marine Corps basis in Virginia. Moet al hierdie generaals, hulle praat van min of meer 'n getal van plus minus 800, wat hierdie vergadering, noodvergadering, gaan bywoon. En as u jouself herinner, sal u ook onthou dat verlede naweek, letterlik 5-6 dae voor hierdie gebeure, het Pete Hegseth, die sekretaris-generaal van oorlog dan nou, het hy 'n opdrag uitgevaardig dat geen inligting vanaf die Pentagon mag uitgegee word sonder die goedkeuring van die Pentagon nie. En selfs al is dit nie geklassifiseer nie, moet hulle steeds toestemming hê. So groot veranderinge in ten opsigte van die gebeure dan nou ook in Oekraïne en in die Midde-Ooste en in terme van oorlog, as ons dit so kan noem. Ons sien ook dat president Trump het ook 'n geweldige U-draai nou gemaak, 'n 180 grade draai van waar hulle bereid was en gesê het van Trump se kant af, waar hy gesê het dat president Putin Rusland kan maar die provinsies in die ooste, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, kan hulle maar inlyf as deel van Rusland. Het hy nou totale U-draai gemaak en gesê, nee, Oekraïne kan nou al daardie provinsies terugvat en verder gesuggereer dat hulle selfs verder kan gaan. Wat beteken? Hulle kan maar binne in Rusland ook ingaan. So, nou sal u jouself herinner dat in van die video's wat ons met mekaar gesels het oor hierdie dinge, het ons gesê, hierdie vredesonderhandelinge is 'n foefie, dis om tyd te wen, vir tyd te speel. Nou is daar tyd gewen, nou is daar vir tyd gespeel, en nou word die 800 mees senior generaals van die hele VSA weermag, van die leer, van die vloot, van die Marine Corps, van die lugmag, almal word nou daar in Virginia, in daardie Marine Corps basis, dan nou volgende Dinsdag bymekaar geroep vir 'n noodberaad, 'n noodvergadering. So ek dink dit alles gesê, kykers en luisteraars, is dit nou duidelik dat die hersteltyd, die tyd wat gespeel was om sekere dinge in plek te kry, wat nou reaksie, wat nou geloods gaan word, en as gevolg van die reaksie uit die loodsing van operasies, is dit nodig om al jou senior staf bymekaar te kry en te sê, dis wat nou gaan gebeur, dit gaan die reaksie wees, en dis hoe dit bestuur en hanteer. Ek dink dis die logika, ons hoef nie profesie, ons kan profesie inbring, ons kan vir mekaar herinner, dat ons siener gesê het dat
'n burgeroorlog in Oos-Europa wat Oekraïne is, 'n bloedige burgeroorlog wat Oekraïne is. Ons weet dat is al oor 1 miljoen Oekraïense soldate dood in hierdie oorlog, seker rondom 100 tussen 100 en 200.000 Russiese soldate wat almal slawiërs is. Die Donetsk, Luhansk is almal slawies, soos 'n burgeroorlog. Meer burgeroorlog kan jy hom nie kry nie. Meer bloedig kan jy 'n burgeroorlog sekerlik ook nie kry nie. So, en Omsiener het gesê, dit sal aanleiding gee tot die derde wêreldoorlog. En onthou ons profeseë gee nooit datums en tye in die kykers en luisteraars. Ons moet altyd baie versigtig wees rondom datums en tye. Die datums en die tye word nie aan ons bekend gemaak nie. Ons moet dit altyd onthou. Want dit is seker een van die vrae wat my die meeste gevra is in hierdie 25 jaar van my Suidlander, noem dit loopbaan. Roeping is vir my die regte woord. 25 jaar is dit sekerlik die vraag wat by verre die meeste gevra was wanneer. En u almal is getuie dat ek tot vandag toe, nie 'n datum nie, maar wat ons vir mekaar sê, wat Jesus vir ons gesê het is, aan die tekens van die tye, sal julle weet dat dit naby is. Daai naby kan 'n jaar wees, 5 jaar wees, 10 jaar wees, maande wees, weke wees, maar ons kan in die tekens sien nou. Jy hoef nou nie eers meer profeseë te ken nie. Kom ons los al die profeseë. Ons los die Bybelse profeseë, ons los die moderne profete se profeseë en ons kyk net en ons bel vir logika. Wanneer 'n land soos Amerika in 'n noodberaad 800 van sy mees senior staf byeenroep, lugmag, vloot, Marine Corps, infanterie, almal van hulle leer, almal byeenroep, dan sê en spreek dit. As 'n eerste keer in die geskiedenis, spreek dit boekdele. Nou sal jy sê vir jouself, maar hoekom, wat het ons met Amerika te doen? Wat het ons te doen met wat nou gaan gebeur en kan gebeur in die Midde-Ooste, in Oekraïne, want nou is NAVO basies toestemming gegee. Eerstens het Trump ook hierdie week gesê, as 'n Russiese vliegtuig oor enige Europese land skiet hom af. En Rusland het gereageer en gesê, as jy 'n vliegtuig afskiet, is ons in oorlog. Dis dit. So die retoriek raak nou gevaarlik. Die aksies raak nou gevaarlik. Retoriek is een ding. Praat is een ding. Maar wanneer jy 800 van jou mees senior range byeenroep, dis 'n ander ding. Dit raak logisties, dit raak aktief, dit raak aktiwiteit. En dan sal jy vir jouself vra en vir my vra, maar wat het dit met ons te doen? Baie kykers en luisteraars. Want die hele wêreld het 'n geïntegreerde wêreld geword. Ekonomies, sosiaal, militêr is die hele wêreld ineengeweef. Dit is nie meer soos 100 en 200 en 300 en 600 jaar gelede waar wanneer daar oorlog in 'n area is, dan is dit beperk tot daar nie. Die invloed op die ekonomie daardie tyd het nie invloed gehad op die res van die wêreld nie. 'n Oorlog vandag, 'n eskalasie van hierdie oorlog, want ons begin nou sien dat ontleeders wat weggeskram het van die term derde wêreldoorlog, begin om die derde wêreldoorlog term nou gereedelik gebruik, dikwels gebruik. En dit raak nou logika, kom ons bel vir logika, wanneer die grootste weermag op die aardbol 800 van sy mees senior offisiere byeenroep vir 'n noodvergadering en die president van daardie land sê, ons maak 'n U-draai. Nee, ons vat nou die hele Oekraïne terug, Donbas, Luhansk, wat die ou Donbas provinsie of streek is, saam met Zaporizhzhia en Kherson, ons vat dit terug, en weet julle wat? Julle kan sommer verder ook gaan. Wat beteken Rusland? So baie duidelik, is daar 'n geweldige eskalasie nou, kykers en luisteraars, en wanneer hierdie eskalasie dan nou fisies verder eskaleer, dan staar ons nie net meer soos die ek wil amper sê die wyse ontleeders wat al in die verlede gesê het, en ek kan al die name noem, hordes van hulle, Emmanuel Todd van Frankryk, Douglas McGregor, Jeffrey Sachs, Larry Johnson, Larry Wilkerson, Judge Andrew Napolitano, Richard Black, almal mense wat gewese voormalige senators in Amerika was, voormalige senior range in die Amerikaanse weermag was, wat gesê het, ons is reeds in die derde wêreldoorlog, hy sal net vorentoe amptelik en offisieel raak. Nou begin ons die arena betree, en ons kyk na die tekens, ons los na die profeseë, want die profeseë
is baie duidelik oor dit en ons sien die duidelike uitspeel en vervulling van die profesie. Maar ons los hulle. En ons bel vir logika. En logika sê vir ons, met die gebeure nou en die eskalasie nou, en mense wat die term en begrip Derde Wêreldoorlog vermy het sover hulle kan en dit nou begin gebruik, moet ons besef en verstaan, dat nou kan dit amptelik en offisieel raak, in die nabye toekoms, wat verrykende gevolge, ek het al video's vir u gemaak, wat se invloed dit op ons brandstof toevoer kan hê na Suid-Afrika, olie, ekonomies, in alle opsigte, want die wêreld het geïntegreer geraak. Dat jy kan nie meer 'n oorlog maak, of 'n oorlog soos waar Amerika betrokke is, Rusland betrokke is, Europa betrokke is, die hele Midde-Ooste betrokke is, en dink dit gaan nie geweldige implikasies op Suid-Afrika, se reeds breekbare situasie, fragile toestand, breekbaar, ons ekonomie is op 'n rommelstatus, ons infrastruktuur is op 'n, noem dit maar 'n rommelstatus, ons sosiale klimaat is in 'n rommelstatus. En dan sien ons, het my laaste video's gesien, van die mobilisasie van grondmagte, van die EFF spesifiek, ander frontorganisasies, Umkhonto we Sizwe, sien ons is baie aktief in Natal, militêr, paramilitêr, commando grootte, company grootte, peloton grootte, in militêre drag, as ook die besoek van maatskappye. U kan die video's gaan kyk van hoe Umkhonto we Sizwe nou aktief figureer in Natal. So dit alles, met 'n impak van 'n offisiële amptelike Derde Wêreldoorlog wat begin meer sigbaar raak en meer invloed het op ons daaglikse behoeftes. Kykers en luisteraars, is ons opgelei vir geweld, vir anargie, vir chaos. Sluit aan, subscribe, raak deel, like, sodat hierdie boodskap en waarskuwing u mede volksgenote kan bereik, sodat hulle ook minstens 'n ingeligte besluit kan neem van 'n ja of 'n nee. En as dit 'n ja is, dan kan betrokke raak en aansluit by Suidlanders, gratis of nie gratis nie, maak nie saak nie, skakel die kantoor, sluit aan, want dis belangrik dat wanneer hierdie tye aanbreek, want die tekens is alles daar. Die tekens, of jy profeties wil kyk, is die tekens daar. As jy nie profeties wil kyk nie, is logika daar. Logika se tekens is ook daar. En dan wil u nie met u familie, u gesin, u vrou, u kinders, u oupa, u ouma, u pa, u ma, onkant gevang word en alleen staan in sulke omstandighede nie. As u nie nou in enige organisasie wil deelneem nie, dan is dit ook goed, maar sorg dan dat u in tye van onstabiliteit en geweld wat uitbreek in u omgewing, in u stad, in u dorp, dat u dan u reëlings tref om na familie of vriende in ander wyke te gaan. Maar dan sou ek sê, dit sal baie wys wees, om dan wanneer jy in daardie wyke sien, die ding eskaleer, want hy gaan nasionaal raak. Hoe vinnig hy soontoe gaan eskaleer, oor hoe lang tyd, wanneer, ek sê weer vir u, die tye en die datums gee die Vader nie vir ons nie. Hy gee dit nie vir ons nie. Ons het een plek in die Bybel gehad, ek dink dit was Jeremia, waar die Vader vir hom gesê het, 70 jaar sal julle in ballingskap wees. Maar daardie kaliber profeet het ons verseker nie tans onder ons volk nie. Maar die tekens is deur Bybelse profete, sowel as moderne profete soos Umsiner, David Wilkerson, Roger Thiel, Johanna Brandt, Rick Joyner, is vir ons gegee. Die tekens is vir ons gegee. Sodat ons as die wat ag gee op die tekens, vleeslik en geestelik, kan reageer daarop en sê, goed, kom ek kry 'n paar dinge in orde. Kom ek kry my voorraad in orde, dat ek voedsel het vir 'n afsienbare tyd, brandstof het, vriende of familie het waarheen ek kan ontruim, wanneer ek voel ek kan nie meer hier wees nie, en dan as daardie vriende, as hulle moet ontruim, waarheen gaan hulle? En dan is dit belangrik, dat 'n masjien opgeneem word, wat dan nou kommunikasie het met mekaar, logistiek het, baniere op het, wat sê, nou betree jy 'n burgerlike verdedigingsgebied, en jy gaan nou in 'n veiliger gebied in, en daar het ons alle reg om onsself te beskerm, teen enige anargie en chaos, of moordbendes, of geweld, wat op ons mag afkom, wat die geval gaan wees.
maar dan is ons daar en het ons al die internasionale Geneefse konvensie reg om onsself te beskerm en te verdedig en te handhaaf en te bou. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Like, subscribe, raak deel. Soos ek sê, as jy in die begin wil deel wees en vir welke redes ook al, dan maak seker dat u dan op 'n sekere stadium vir daardie vriende en familie waarheen u gaan, en dit raak daar ook nie veilig nie, want dit gaan nie geval wees in hierdie hele proses, dat u dan sê, goed, kom ons gaan by daardie aanmeldingspunt van Suid-Afrikaners. Ek het gepraat met die provinsiale leier van daardie gebied en daardie area, en gesê ek gaan kuier by van my vriende daar, ek gaan bietjie daar vertoef, tot die gevaar weggaan of eskaleer, maar as dit eskaleer en ons is daar ook nie meer veilig nie, mense, ek het met die provinsiale leier van Suid-Afrikaners gepraat van hierdie area en gebied, vir hulle in kennis gestel dat ons hier is, en hulle het vir ons gesê, as dit eskaleer, kan ons hulle daar of daar kry en ontmoet, sodat ons gaan mekaar hê in hierdie tye wat kom. Ons Skepper, mekaar in hierdie tye wat kom, om onsself te handhaaf, eerstens en dan later te bou. Jy moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat. Totsiens.